En die Britse mandaat het Palestina beheer tot en met 1947. Dit is geskiedenis wat opgeteken is. En toe die Verenigde Nasies 'n verdelingsplan opgestel het en voorgestel het, volgens VN Resolusie 181, het hulle dit voorgestel en dit is toe uiteindelik in werking gestel. Let wel, dit was 'n politieke ooreenkoms. Niks met Bybelse profesie uit te wy nie. Die 14de Mei 1948 het David Ben-Gurion die onafhanklikheid van Israel verklaar nadat alles geteken is en ooreengekom is. Nou, hier is 'n ding wat baie belangrik is, wat bitter min van ons kindertjies van liewe Jesus weet. Wie van julle ken die Rothschilds? Wie van julle ken hierdie Rothschild familie wat die rykste familie oor die wêreld is? Wat die meeste van die lande of die goed wat ons sien vandag is as gevolg van hulle die oorlog en al hierdie nietemin. Die bekende Rothschild familie het die Zionistiese beweging gefinansier en hulle dit gesteun, hulle het die geld gegee daarvoor. En onder andere met die oorhandiging van die Balfour Verklaring was Lord Walter Rothschild was die een wat prominent na vore gekom het. Hierdie feite wys vir ons dat in 1948 Israel staat die produk was van geopolitiek en nie van profesie. Ek wil hê jy moet dit asseblief hoor. Ek wil nie hê jy moet jou eersgeboorte reg as ware kind van God gaan weggee as erfgenaam. Nou bly die vraag. Ek wil jou bly vra en ek is klaar wanneer ek hier Bybel. Die vraag bly staan. Dit wat ek vir jou gegee het, die inligting wat ek vir jou gegee het, ek wil jou vra om dit te gaan navors. Ek wil jou dit vra om jou skrif te gaan lees. En as jy die skrif gelees het en jy tot die oortuiging gekom, sal die ware Israel, die ware kind van God, die Israel van God, asseblief opstaan. Nie Israel volgens die vlees nie. Nie die anti-kris wat nou in Israel heers nie, want dit is die hoof anti-kris. Hulle is die ouens wat glad nie glo dat daar God is nie. Hulle sê hulle is Jode, maar hulle glo nie eens in God nie. Dis nie die ouens wat ek wil vra wat moet opstaan. Ek wil vra dat die Israel van God sal opstaan. Diegene wat hulle identiteit en redding in Christus alleen vind, wat die Israel van God is. Dit is die volk wat uit elke stam, dit is die volk wat uit elke taal en nasie uit voortkom. Dit is die volk wat verenig is deur die bloed van die lam, vrygekoop, losgemaak, naam geskrywe in die boek van die lewe, volgens Openbaring 5 vers 19.